Jy is welkom om jou Bybel oop te maak by Matteus 4, maar vanaand gaan ons na verskeie tekste kyk. As jy so ons gaan blaai, maar ons gaan begin by Matteus 4. As jy net soos is, ek gaan dit nie reg kry nie, ons gaan dit vir jou op die skerm ook gooi. Dis heeltemal gratis, so jy kan dit ook kyk. So, maar ons gaan begin in Matteus 4. Ons is besig met 'n reeks met die naam Oorweldig. En die rede hoekom ons hierdie reeks begin het, is omdat ek ervaar dat 'n klomp mense voel oorweldig. Jy voel oorweldig as gevolg van jou omstandighede, of van jou toetse, of van jou eksamens, of van werk waarvoor jy moet aansoek doen, of net jou kalender en hoe dit lyk. Daar's mense wat oorweldig voel. En in hierdie oorweldigende omstandighede of wêreld waar ons leef, is daar sekere beginsels en is daar sekere goeders wat die Bybel vol van is, wat ons kan nou kyk en hoe ons dit kan beleef. En ons het gekyk na ouens soos Paulus en hoe hy situasies hanteer. Laasweek het ons gekyk na Daniel. En as jy een van hierdie preke gemis het, gaan kyk op ons website, daar is die preke, of agter is daar DVD's en series. Dis so cool, in die week kom iemand ons soos, hoor, ek gaan hierdie DVD vir almal uitdeel, want dit my gebless, ek wil graag ander mense bless. Nou dag het ek met iemand gepraat, daar's een spesifieke preek waarmee hy in sy bakkie ry, en letterlik, kort sy iemand kry, soos luister hierna, en dan lei hy ouens tot bekerings, en dis sy tool wat hy gebruik op hierdie stadium. So, maar ons is in hierdie reeks, en vanaand gaan ons kyk na die konsep van liefde, want baie keer wat gebeur is, wanneer jy in oorweldigende omstandighede is, wanneer dit vir jou voel, alles raak net te veel, wanneer jy begin wonder, wat gaan aan hier om my, en hoe gaan hierdie uitdraai, en as jy sien, as 'n lig aan die einde van die tonnel, is eintlik net weer 'n trein wat kom, dan is daar een van die grootste dinge wat ons mee sukkel, is om te glo dat God nog lief is vir ons. Een van die eerste dinge waarby ons twyfel, en die eerste van die goeders wat die vyand regtig kom en net vir jou sê, dis nie eintlik waar nie, is soos, dat God is nie eintlik meer lief vir my nie. Ek kyk na my omstandighede, ek kyk na waar ek gaan, en ek dink God is nie meer lief vir my nie. Want hoe kan 'n God van liefde dit toelaat? Of hoe laat 'n goeie God toe, dat sulke slegte dinge met goeie mense gebeur? En my hart is dat ons vanaand kyk, en ons gaan kyk na een van die apostels, Johannes, en oor die konsep van liefde. Maar net om hier te begin, wie van julle, en ek weet, dit is dalk nou 'n moeilike vraag, maar wie van julle, as jy dood eerlik moet wees, daar was al 'n tyd wat jy gewonder het, ek wonder of enige iemand lief is vir my. Het jy al ooit so gevoel, enige iemand hierso, lyk my net as ek? Ja, great. Dis goedkoper as braading hierdie. Maar hier is die ding, nou as jy 'n getroude man is, dan gaan jy verstaan wat ek nou bedoel. Daar is hier en daar, waar daar geleenthede kom, wat jou vrou vir jou 'n vraag vra. En in daai oomblik moet jy besluit, en daar's iets wat gebeur in jou brein, is hierdie 'n strikvraag? Jy gaan so half op defense bou. En een van hierdie vrae is wat hulle vra, of een of ander version van hierdie vraag is jy nog lief vir my? Of, hoekom is jy lief vir my? En in daai oomblik, dan begin man se brein soos hardloop. Okay, wat is die regte antwoord? Want hierso is nou, jy kan in 'n striktrap hê, as jy verkeerde ding sê, is moeilikheid, hierdie ding kan nou, so jy gaan half in defense mode. En wat ek gevind het, in ons huis in elk geval, gewoonlik hierdie vraag word gevra, gewoonlik wanneer jy in die bed klim en jy soos, yes, die einde van die dag, en jy wil lê en jy wil slaap, en dan sê jy soos, hoekom is jy lief vir my? En hier's wat ek gevind het. Ek het gaan oplees hieroor. Daar's navorsing wat bewys dat mans en vrouens verskil oor hoe hulle aan die slaap raak en hoe hulle dag afsluit. Mans klim letterlik in die bed in, en as hulle wil aan die slaap raak, dis baie kompleks, maak hulle oë toe en hulle slaap. Vrouens aan die ander kant dis 'n proses van shutdown wat moet gebeur. So wat, en hier is ek wil sê, dis navorsing wat hier wys. Hoe hulle dit doen is, hulle begin vra, of hulle begin half afsluit. En dan is die vraag soos, hoekom is jy lief vir my? Is jy nog lief vir my? Hoekom wil jy nie met my praat nie? Maar hier's wat jy moet verstaan. Vrouens, moenie daai gesprek dan hê nie. Mans is al lankal op shutdown. So, hulle gaan hulle oë toe maak en slaap. En wanneer jy daai vraag vra, moet alles weer opstart, en soos, okay, hier begin die dag weer. Maar dis die realiteit. Daar's tye in ons lewe, en dit is half joke, maar daar's sekere mense wat regtig, en jy kan hier sit tussen 'n klomp mense, maar jy voel eintlik alleen. As jy dood eerlik moet wees, wonder jy regtig, is iemand lief vir my? As jy dood eerlik moet wees, as jy kyk na jou omstandighede, as jy kyk na waar jy is, as jy kyk na wat om jou aangaan, as jy die druk ervaar wat deur jy gaan, dan begin jy die vraag vra, is God regtig lief vir my? En my hoop met vanaand se preek
is dat jy iets sal sien van hoe God oor jou dink en hoe God oor jou voel, niks te doen het met jou nie. En niks te doen het met jou omstandighede nie. Maar dat het alles te doen het met hom en wie hy is. Hy het jou lief want hy is goed. Hy het jou lief want hy is liefde. Dis wie hy is. En sy liefde word nie bepaal deur jou nie, sy liefde vir jou word bepaal deur homself. En dis gebaseer op homself. En alhoewel goeders in jou lewe kan verander, en alhoewel jy druk en goeders kan ervaar in jou lewe, God se liefde vir jou verander nie. En ek wil hê jy moet kyk na wat vanaand, nou, ek moet vir jou agtergrond gee, net oor wat vanaand gebeur, en ek wil eers net hierdie definisie maak, is dat jy moet dink, as ek praat vanaand van liefde, moet jy dink in terme van, dat liefde is wat jy bereid is om uit te soek, en wat jy bereid is om voorop te offer. Met ander woorde, want die konsep van liefde, as jy vra vir mense, verduidelik vir my liefde, mense gebruik dieselfde woord vir verskillende konsepte. So hulle sal praat van, ek is lief vir pizza, ek is lief vir my hond, en ek is lief vir jou my vrou, en hulle gebruik hierdie selfde woord, maar dit het tog hierdie verskillende draagkrag. Maar daar is seker goed, ons gaan sê, hoor ek is lief vir 'n steak. Maar die vraag is, as hulle sê, hoor hierdie steak gaan jou R500 kos, dan is jy soos, ek weet of ek so lief is vir steak nie. Weet so, jy sal dit uitsoek, maar jy is nie bereid om opofferings te maak vir dit. Jy's miskien lief vir 'n sonsondergang en daar's iets. En partykeer as jy foto's op die internet kyk van sonsondergang, dan is wow, dis beautiful. Maar as jy gaan kyk uit die hotel uit waar dit geneem, dan betaal jy soos $2000 'n nag. En as jy soos, nee, ek dink Langfontein se sonsondergang is heel fyn. Want dis die konsep van liefde. Maar ek wil jy moet sien dat wanneer God praat oor liefde, en wanneer ek praat oor liefde vanaand, gaan dit oor daai ding van wat is jy bereid om uit te soek en wat is jy bereid om op te offer. Dit sê iets van liefde. En as jy wil kyk wat is God se hart en wat is sy liefde vir jou, wat het hy uitgesoek? Wie soek hy? En wat is hy bereid om op te offer vir jou en vir my? En as jy gaan besef iets van wat God se liefde vir jou is, daar's 'n vrede wat gebeur, daar's 'n rustigheid wat gebeur dat ja, my omstandighede sak. Ja, dit lyk erg. Ja, dis oorweldigend. Maar daar's iets van God hier en ek kan aangaan met dit. Nou in die Bybel is daar 4 verhale van Jesus. Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Matteus tot Lukas is omtrent geskryf in 50 tot 65 na Christus. En dit is belangrik dat jy moet weet. Dit is geskryf in 'n tyd wat daar nog mense geleef het wat Jesus gesien het. En letterlik mense sou dit begin lees het en ons het gekyk daarna en as dit nie die waarheid was nie, sou hulle dit uitgooi. Dit sou nie uit die eerste eeu gekom het nie. Want mense het dit gelees en dit was wat Jesus gedoen het en wat hy gesê het en mense ooggetuies sê ja, ons stem hiermee saam. Ja, dis reg. Maar die evangelie van Johannes is omtrent in 90 na Christus. Met ander woorde 30, 40 jaar na die ander 3. En Johannes het bietjie langer geleef en hy het ook gesien wat hierdie ander 3 oor hom geskryf het. En as jy en hier is die ding wat jy moet sien, in Johannes, in sy evangelie, 5 keer, het hy vir homself 'n bynaam gegee. Hy het vir homself die bynaam in sy evangelie gegee, die disipel vir wie Jesus baie lief was. Nou ek weet nie wie van julle het bynaam, en partykeer het jy 'n bynaam, en jy soos, kan hierdie bynaam nie net dood nie, dis as gevoel, mense het vir jou gee, en jy soos, asseblief, en dan eendag op hierdie en dan soos, hey, en dan soos, oh, come on, ek het nog steeds hierdie bynaam. Maar niemand van ons gee eintlik vir onsself 'n bynaam. Verstaan, imagine Johannes, imagine, jy stap hier uit en jy soos, hey, my naam is Petrie, maar jy kan my sommer noem die een vir wie Jesus baie lief is. Verstaan, dis bietjie weird. Maar as jy iets verstaan hiervan, en dis wat ek wil hê jy moet besef, wat Johannes doen is, hy brag nie oor homself. Hy brag eintlik oor die een wat hom lief het. Johannes het tyd gehad en hy het gesien wat al hierdie ouens geskryf het oor hom. En hy het onthou al die foute wat hy gemaak het, waarna ons vanaand gaan kyk. En hy het eintlik gesien dat daar's eintlik geen punte en geen basis waarop hy kan staan hoekom God hom moet lief hê. Maar tog het God hom lief. En vanaand my hart en my hoop is dat jy sal sien en ergens sal identifiseer dat jy het miskien hierdie selfe foute gemaak. En jy het dalk self deur hierdie selfe goeters gegaan en iets in jou maak dalk dat ek weet nie of God vir my lief is nie. Miskien is dit oor die huidige omstandighede waar jy is. Miskien is dit oor sonde in die verlede. En as jy kyk na daai sonde in die verlede, is jy soos, ek kan nie dink dat Jesus vir my lief is nie. Miskien is dit nie eers so ver verby, dis dalk net soos waar ek gisteraand was. En ek soos ek weet nie, ek is hier, maar ek weet nie of Jesus regtig vir my lief kan wees. En ek wil jy moet sien iets van wat hier gebeur. Nou in die tyd van Jesus het die skoolsisteem heelwat verskil van ons. Die hele skoolsisteem was gesentreer om die
geloof en die Joodse geloof spesifiek dan. Wat gebeur het letterlik, seuns, meisies het die skool toe gaan nie, seuns het skool toe gaan en by the way dames, Jesus is die een wat vrouens uitgelig. En seuns het skool toe gaan omtrent op die ouderdom van 6 en wat hulle letterlik wat hulle gedoen het van die ouderdom van 6 tot 10 jaar, het hulle die eerste 5 boeke, die Torah, het hulle uit hulle kop uitgeleer. Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium. As jy al enigstens van daai boeke gelees het, ek dink dis van die moeilikste boeke om enigstens te memoriseer. En hulle het dit gememoriseer van 6 jaar tot 10 jaar. En dan wat gebeur het, as jy gelyk het die bestes van die bestes, het dan verder gegaan met hulle skool. En hulle het eintlik die res van die Ou Testament gememoriseer. Van omtrent tot die ouderdom van omtrent 14. Die res wat nie eintlik potensiaal gewys, die bestes van die bestes, het teruggegaan eintlik na hulle pa's toe. En as hulle pa skoenmaker was, dan het hulle geleer om skoene te maak. As hulle pa visserman was, het hulle geleer om visse te vang. As hulle pa skrynwerker was, het hulle teruggegaan en skrynwerker geword. En dan wanneer hulle hierdie ouens wat dan tot en met 14, die res van die Ou Testament, dan die bestes van die bestes van die bestes, het uit daai uitgaan en dan het hulle letterlik kon hulle verder gaan. En hulle het nog verder geleer. En hulle het letterlik aansoek gedoen by rabbies en gesê, hoorie, kan ek by jou leer? En dan hierdie rabbies het verskillende maniere gehad hoe hulle sekere goeders geïnterpreteer het en letterlik wat sou gebeur het, hierdie rabbies sou vir hierdie ou 'n paar vrae gevra het wat aansoek doen om by hom verder te leer. En as hy van vrae gevra het oor die Ou Testament, as hy van vrae gevra het oor die eerste 5 boeke van die Bybel. En as hierdie ou gelyk het asof hy potensiaal gehad het, dan het hy vir hom die volgende woorde gesê: volg my. En letterlik, wanneer hy hom dan begin volg het, was dit nie net om te leer by hierdie ou nie. Dit was nie net om sy interpretasie van skrif te verstaan nie. Dit was letterlik om te word soos hy. Hierdie ou het totsiens gesê vir sy ouers, totsiens vir die huis waar hy groot geword het, vir die dorp waar hy groot geword het, en hy het hierdie rabbi gevolg. En sy doel was om soos hy te word, om soos hy te dink, soos hy op te tree in elke situasie. Die res wat nie goed genoeg was nie, of as hierdie rabbies vrae gevra het, jy was nie goed nie, dan het hulle sê, gaan terug en gaan leer wat jou pa jou geleer het. En hierdie ouens het vissermanne geword, skoenmakers, of wat ook al dit was. Dit laat mens wonder. Jesus was 'n skrynwerk. Dit wil voorkom asof daar eers was, en wat die rede was, ons kan net aflei, dat Jesus nie goed genoeg was. En ons gaan lees vanaf Matteus 4, van wat hier gebeur het. 'n Paar vissermanne, wat nie goed genoeg was nie. Eendag, en ons lees vanaf vers 18, Matteus 4 vanaf vers 18, daar staan, eendag toe Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy 2 broers, Simon, wat ook Petrus genoem word, en sy broer Andreas. Hulle was besig om 'n werpnet in die see uit te gooi, en dan sit Matteus hierdie woorde by, want hulle was vissers van beroep. En ons meer net as hoor jy, ons wil net vir jou inligting gee, ja, dit was soos, ek wil jy moet dit besef, hulle was vissers. Hulle was nie besig om 'n rabbi te volg nie. Hulle was nie die bestes van die bestes nie. Hulle was besig om vis te vang. Hy sê toe vir hulle, kom hier. Kom saam met my en ek sal julle vissers van mense maak. Sien, hier's waar Jesus kom en hy stap en hy sien hierdie ouens en hy sê, volg my. Jesus sê, luister, julle was dalk nie goed genoeg vir hierdie stelsel nie. Julle was dalk nie goed genoeg vir die wêreld nie. Julle was dalk nie goed genoeg vir die rabbies waarom al hierdie draai nie. Maar ek dink julle is goed genoeg. Ek sien potensiaal in julle om te word soos wat ek is. Ek sien potensiaal in julle dat julle kan leer by my en dat julle kan doen dit wat ek doen. Volg my. Ek dink julle is goed genoeg. Vers 20, hulle het dadelik die nette gelos en hom gevolg. Toe hy daarvandaan verder gaan, sien hy 2 ander broers, Jakobus, 'n seun van Zebedeus, en sy broer Johannes, die disipel vir wie Jesus baie lief was. Hulle was in 'n skei saam met hulle pa, nie 'n rabbi nie, saam met hulle pa, besig om hulle nette reg te maak, en Jesus het hulle geroep, en hulle het dadelik die skei en hulle pa verlaat, en hulle het Jesus gevolg. Hoe gebeur dit dat 'n visserman opeindig om op die ouende 'n boek te skryf oor Jesus, oor wie is Jesus en wat het hy gedoen? Dit het begin by hom wat gesê het, ja, ek sal volg. En hy dag vir dag vir Jesus gevolg en dag by hom geleer en gehoorsaam gewees aan hom en gedoen wat Jesus wou gehad het.
Miskien kyk jy na jouself en jy sê, ek is nie goed genoeg nie. Ek het te veel goeders in my lewe. Ek meet nie die standaard wat daar gestel is nie. Hoe kan Jesus lief wees vir jou? Hoe kan Jesus lief wees vir my? Hier was Johannes, nie goed genoeg nie. Maar Jesus volg hom. Luister, hier is 'n voorvereiste om Jesus te volg, is dat jy 'n sondaar moet wees. Jesus roep sonder mense om hulle reg te kry en hulle te verander en om meer soos hy te maak. Die enigste ouens in die Bybel wat gedink het dat hulle het nie Jesus nodig nie en dat hulle is sonder sondaars was die Fariseërs geweest, was die godsdienstige elite en hulle is op die ouens wat Jesus gekruisig het. Miskien kyk jy na jouself en jy sê ek kan nie sien nie. Dis dalk juist waar jy moet wees om Jesus te volg. Dis wat jy moet besef. Wie van julle hou van visvang? Kom ons vra dit. Wie van julle is visserman? Jy hou daarvan om vis te vang. Okay, so 'n paar. Hier is die ding van as jy gaan visvang, dit is regtig bietjie van 'n gemors. Okay? Ouens wat vis gevang het, kom nooit skoon terug nie. Want dis altyd vuil daar. En hulle ruik soos vis en dis messy. Okay, as jy regtig en as jy nie vuil is nadat jy van visvang aftrek nie, dan het jy dit reg gedoen nie. Of jy het 'n storie vertel van visvang. Jy was nooit by die jy dalk ons gaan nie daar nie, maar hier is die ding wat ek wil hê jy moet hoor. Godsdienst sê, maak jou gemors skoon en kom dan. Christendom en Jesus sê, kom soos jy is en ek sal jou help. Kom ons gaan na Lukas 9 toe. Lukas 9 vers 51. Kom ons lees vanaf vers 49. En ek wil jy met iets sien van wat Johannes doen en wie hy was. Vers 49, toe sê Johannes, Here, ons het iemand gesien, en hy is besig om Jesus te volg, en hier is wat hy kom en hy vertel 'n storie vir Jesus. Ons het iemand gesien wat in u naam die duiwels uitdryf, en ons het hom probeer keer, omdat hy nie saam met ons volg nie. Maar Jesus sê vir hom, moet hom nie keer nie, want wie nie teen julle is nie, is vir julle. Het jy al ooit iets gedoen uit jou selfgeregtigheid? Here, ek is so goed, maar daai ou, wil jy nie hom net asseblief uitsorteer nie? Here, ons is eintlik so goed, so ons sal by mekaar kom, jy is nie heeltemal voldoende aan ons standaarde nie, so jy is nie eintlik welkom in ons groep nie. En ons sien dit reg deur kerk. Kerk het die ding, as jy nie so aantrek nie, as jy nie so lyk nie, as jy nie so praat nie, as jy nie welkom nie. Sorteer jouself uit, en as jy so aantrek, en as jy so optree, en as jy so lyk, dan is jy welkom. Het jy al iets gedoen? Het jy al gedink jy is beter as ander mense? Het jy al gedink dat jy het iets om reg te om op te staan? En jy selfs God, Here, maar ek het dan hierdie gedoen. Jy moet weet dat selfgeregtigheid kry altyd streng raas van Jesus af. Jesus sê vir hom, as hulle nie teen jou is nie, is hulle vir jou. Vers 51, toe die tyd nader kom dat Jesus in die hemel opgeneem sou word, het hy vasbeslote die reis na Jerusalem begin en boodskappers voor hom uitgestuur. Hulle het vertrek en in 'n dorp van die Samaritane gekom en daar om vir hom daar verblyf te reël. Maar die inwoners wou hom nie ontvang nie, omdat hy na Jerusalem toe op pad was. En ons lees en ons sal verstaan nie, maar jy moet verstaan dat tussen die Jode en die Samaritane was half altyd hierdie vete. Die een het altyd gedink hulle is beter as die ander ene en die een wou nie eintlik toegee vir die ander een. En Jesus het time and again het hy deur Samaria gaan om sekere goedes daar openbaar. En kyk wat hier gebeur. En hierso. Toe die twee disippels, Jakobus en Johannes, die een disipel vir wie Jesus baie lief is, dit sien, sê hulle, hoor hier is hulle plan. Here, wil u hê ons moet vuur uit die hemel afroep om hulle te verteer. Hier is Johannes. Okay, ouens. Hierdie ouens hou nie van Jesus nie. Hulle hoor ons op pad Jerusalem toe. Ek het 'n plan. Kom ons maak almal dood. How about that? Dis wat hy sê. Kom ons roep vuur uit die hemel, brand almal dood en dan gaan bly ons daar en ons gaan deur en ons is op pad Jerusalem toe. Die een vir wie Jesus baie lief was. Het jy al ooit iets vir die Here gevra wat nie in sy wil was nie? Here, sorteer haar asseblief uit, en dan sy net tot haar insig te kom, dan gaan ons weer aangaan. Kom ons gaan aan. Maar Jesus het omgedraai, en hulle skerp tereggewys. Daarna het hulle die reis voorgesit, na 'n ander dorp toe. Hier's Johannes, is soos, Here, hierdie ouens wil nie u toelaat nie, kom ons stuur net vuur uit ons brand. En Jesus se hart is, jy verstaan nie hoekom ek hier is nie.
Ek is nie net hier vir julle nie. Ek is nie net hier vir die Jode nie. Ek is nie net vir hierdie ouens hier wat nog altyd wag vir die Messias nie. Ek is hier vir die wêreld. Ek is selfs hier vir hierdie ouens. En wat julle nie besef nie, ek is selfs vir die ouens wat Grieke is en wat ver weg is. Ek het gekom vir die wêreld. My liefde is vir die wêreld. Ek gaan op die ouene sterf vir die wêreld. En wat jy vra is buite my wil. Jy verstaan nie iets van my hart vir mense nie. Jy verstaan nie iets van my liefde vir alle mense nie. Ek is nie net vir julle hier. Ek is vir alle mense hier. Het jy al 'n fout gemaak in jou lewe? Het jy al vir die Here goeders gevra wat dit heeltemal buite sy wil is? En het dit al ooit veroorsaak, ek dink nie God kan vir my lewe sê, want hier is die fout wat ek gemaak. Hier is die verkeerde ding wat ek gedoen het. Hier is wat ek vir mense gesê het. Hoe kan God lief wees vir my? Maar hier is Johannes, die een vir wie Jesus baie lief is. Dan in Lukas 22. Dan gaan ons aan na Lukas 22 toe. En letterlik ons het saam nagmaal gebruik en ek wil jy moet sien wat gebeur daai aand. Wat Jesus sy hart uitstort vir hierdie mense. Want hy sê luister, hier is wat voor lê, hier is wat gaan gebeur. Vanaf vers 19, toe neem my brood, spreek die dankgebed uit. Breek dit en gee dit vir hulle met die woorde. Dit is my liggaam wat ek vir julle gegee het. Gebruik dit tot my nagedagtenis. En dis wat ons net gedoen het. Tot nagedagtenis van Jesus gedoen het. Met die beker na die maaltyd het hy net so gemaak en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, beseël deur my bloed, wat vir julle vergiet word. Maar kyk, die hand van die man wat my verraai is, saam met myne hier op die tafel. Met die seun van die mens sal dit gaan soos dit voorbeskik is, maar wee die man deur wie hy verraai word. Hier's Jesus, hy sê, Hans, ek stel 'n nuwe verbond in. Ek gaan net aan 'n kruis hang. Ek gaan net ly vir julle. My bloed gaan net nou vloei vir julle. My bloed gaan vloei vir die wêreld. Ek gaan die sondes van die wêreld op my neem. En ek stel hierdie in sodat julle kan onthou vir wat ek gedoen het. En sodat vir geslagte en generasies hierna kan wees, dat hulle kan terugdink aan dit wat ek gedoen het. Want dit wat ek gedoen het aan die kruis is waaroor dit gaan. Dit is wat dit moontlik gaan maak. En hulle mis dit. Hoor wat gebeur in vers 23. Toe begin hulle mekaar uitvra, wie van hulle kan dit wees wat so iets sou doen? Wie sou hom verraai? En dan vers 24. Daar het onenigheid onder hulle ontstaan oor wie van hulle is die belangrikste. Oor wie sou die belangrikste beskou word? So hier's Jesus, sit sy hart uit, soos hier's wat ek gaan doen vir julle. Ek gee myself en hulle soos, wonder wie van ons gaan die belangrikste wees? Dit gaan amazing wees. Gaan jy eers? Nee, ek gaan eers wees. Ek dink ek's belangriker as jy. Markus 10, ek gaan nie so toe gaan nie, Markus 10, 35 en 36 en 37. Letterlik wat daar gebeur, is Johannes en Jakobus, Johannes, die een vir wie Jesus baie lief was, hy en Jakobus kom en hulle sê, okay Here, kan ons net gou 'n gesprek met u? Ons wil net weet, wie gaan op die ouene die belangrikste wees? Kan ons aan die regterhand sit? As u nou op die troon kom, kan ons soos die ouens wees wat net soos jou 2IC is. Kan ons soos daai ouens wees? Hierdie ouens was selfsugtig. Was jy al selfsugtig geweest? Weet jy wat, in 'n huwelik is gewoonlik selfsugtigheid die probleem. Wanneer daar fights is, wanneer daar issues is, wanneer daar moeilikheid is, kan ek jou meeste van die kere het te doen met selfsugtigheid. Dit gaan oor my en wat ek uit dit kan kry. Ek worry nie oor jou nie, ek sit nie jou behoeftes eerste nie, ek stel nie belang in wat jy dink nie, dit gaan oor my, ek, me, myself and I. Selfsugtigheid is gewoonlik die ding wat verhoudings tussen ouers en kinders ruïneer. Dit is gewoonlik die ding wat die verhoudings tussen enige mense ruïneer. Gaan oor wat ek kan kry, die ek. Selfsugtigheid. Weer eens hier wil julle weet wat julle vra nie. Julle weet nie wat julle vra nie. Dan kom ons by Johannes 21. Hier is wat jy moet weet. Jesus gaan deur hierdie hele proses. Hy word gevangene geneem. En daai selfe aand wat nagmaal ingestel is, daai selfe aand wat hulle om die tafel sit, sê Petrus, maar ek sal u nooit verlaat nie. En al die ander disippels sê, ons ook nie. Ons sal nie. Inkluis Johannes, die disipel vir wie Jesus baie lief was, sê ek sal u nooit verlaat nie. Ek sal nooit weghardloop nie. Ek sal staan vir u altyd. En net 'n paar uur later is Jesus in die tuin van Getsemane. Vrees bevang vir wat voor lê. En hy bid, Vader, is daar nie 'n ander manier hoe ons hierdie kan doen nie? En Vader sê, hierdie is hoekom jy hier is.
Jy is gestuur om te soek en te red die wat verlore is. En ek gee my beste vir hierdie mense. En jy alleen moet sterf vir hulle. Jy alleen moet betaal vir hulle sondes. Jy alleen moet deur hierdie lyding gaan. Jou bloed moet vloei. En hy word gevange geneem. En in daai oomblik hardloop almal weg. En hy word vals beskuldig. En hy word reggestel. En een van sy beste vriende is daar nie. Hoe sou jy voel as jy deur al hierdie goeders moet gaan? En nie een van jou beste vriende is daar nie. Nie een van jou beste vriende staan op, hey, ek is saam met daai nie. Ek is vir hom. Almal is weg. En dis waarmee Johannes hulle gaan. En Jesus word gekruisig en hy sterf. En na 3 dae staan hy op. En ek wil jy moet sien wat gebeur in Johannes 21. Vers 1. Daarna, en dis nadat hy 'n keer aan sy disippels verskyn het, daarna het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias. En hier is so half waar ons net gelees het Matteus 4, dis so half waar dit alles begin het. Dit het so gebeur. Simon Petrus en Thomas, wat ook Didimus genoem is, Nathanael van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus, Jakobus en Johannes, die disipel vir wie Jesus baie lief was, en nog 2 ander disippels was saam. Simon Petrus sê toe vir hulle, ek gaan visvang. Ons gaan ook saam met jou, sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en in die skei geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Hier is die disippels. Nie goed genoeg volgens die wêreldse standaarde nie. Jesus kom en loop langs die see en soos, ek dink julle is goed genoeg. Volg my. Ek sien in julle die potensiaal dat julle kan word soos wat ek is. Ek sien dat julle kan goeders neerlê. Ek sien dat julle kan dink soos ek dink. Ek sien dat julle kan optree soos ek optree. Volg my. En hulle los alles en hulle volg hom vir 3,5 jaar. En na 3,5 jaar gaan hulle terug. En ek wonder of daar nie iets in hulle was van, miskien was ons ook nie goed genoeg vir hom nie. Miskien het ons, daar het ons hom alleen gelos, miskien was ons nie goed genoeg. Miskien die beste is, kom ons gaan terug na dit wat vir ons bekend is. Party van julle wat hier sit, as jy dood eerlik moet wees, jou omstandighede en waar jy in is, het jou gedring om net terug te gaan na waar jy altyd was. Die wêreld sê vir jou, doen maar net wat jy altyd gedoen het. Gaan maar net weer terug. Sien jy kan dit nie eintlik regkry. Sien jy gaan nie eintlik vorentoe nie. Sien jy gaan nie eintlik 'n verskil maak. Sien jy dit niks verander eintlik nie. Gaan doen maar net weer wat jy altyd gedoen het. Maar ek wil hê jy moet weet, hulle het niks gevang daaraan. Hierdie wêreld is tydelik en dit wat die wêreld vir jou gee is tydelik en hierdie wêreld sit net pleisters op diep wonde. En dit bring nie genesing nie. Jesus wil vir jou vryheid gee. Jesus wil vir jou lewe gee in oorvloed. Hy wil vir jou vryheid gee van verslawing. Hy wil vir jou vryheid gee van die goederskettings in die verlede. Hy wil jou vryheid gee van ongeloof. Hy wil hê jy moet vorentoe gaan. Hy dink jy is goed genoeg. Hy dink nie net aan jou soos, "Hey, ek is God en julle is daaronder nie." Hier's letterlik as jy net 'n paar hoofstukke terug gaan, hou net jou vinger daar in Johannes 15 vers 13, daai selfde aand, dan sê hy vir hulle, niemand het groter liefde as dit nie. Dat hy sy lewe vir sy, en dan hierdie amazing woord, sy vriende aflê. Julle is my vriende, as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van die Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Dis wat Jesus oor hulle dink. Dis wat hy vir hulle sê die aand voor sy kruisiging. En hier gaan hulle net terug. En dan die amazing goed, vers 4. Toe dit al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra toe vir hulle, en hier is die amazing ding waar verskillende vertalings in kom. Mense, hy noem hulle mense in die Afrikaans taal. Het julle nie iets gevang om te eet nie? Die Griekse woord wat daar mense vertaal word, is letterlik die woord wat meeste vertaal word na kinders. Kinders, party vertalings, as jy ou vertaling nou, jy gaan staan, kinders, het julle nie iets gevang nie? Maar letterlik as jy gaan opswat oor die, party ons sê,
die konteks van hoe hy hier gebruik word, weet hulle nie hoe dit is nie. Maar wat dit is dat hy het affection vir hulle. En daarom kry jy baie Engels vertalings wat letterlik sê, vriende. Vriende, het julle nie iets gevang nie? En hier's wat gebeur. Hulle antwoord hom nee. En as jy dan die res van hierdie gaan lees, bestaan jy om te besef dat dit is Jesus. Party ouens spring in die water en hulle swem, ander ouens bring die boot, hulle vang 'n klomp vis. Jesus sit daar op die strand, hulle hou 'n braai, hulle braai 'n bietjie vis. En hy sê vir hulle, kom weer, kom ons gaan weer, kom ons doen dit weer. Ek dink julle is goed genoeg. Ja, ek weet wat gebeur, maar ek dink nog steeds julle is goed genoeg. Volg my, kom. Petrus, het jy my lief? Het jy my lief? Gaan. Waar is jy vanaand? Miskien sit jy hier, en jy moet, as jy dood eerlik moet wees, jy kan 'n smile opsit, jy het mooi aangetrek, jy pose, en jy's hier, en jy sê, alles is great, as iemand vir jou vra, hoe gaan dit? Nee, goed, dankie. Maar diep binne jou weet jy, dood eerlik, dat jy weet nie waar jy staan. Dood eerlik is jy voel oorweldig. Dood eerlik, jy weet nie regtig of God vir jou lief is nie. As jy kyk na jou omstandighede, twyfel jy 100% aan die liefde van God. Hoe kan 'n goeie God dit toelaat? As 'n God wat my lief is dit doen, hoe? Wat sê dit van sy liefde? En ek wil hê jy moet die volgende weet. Sy liefde vir jou is nie gebaseer op die foute wat jy gemaak het nie. Is nie gebaseer op die verkeerde keuses wat jy gemaak het nie. Is nie uit jou selfsugtigheid en nou bring dit af nie. Is nie uit die goeders wat jy gevra het wat eintlik glad nie sy wil is nie. Is nie aan die kere wat jy gesê het, nee, ek dink ek gaan vir Jesus volg in hierdie situasie nie, ek gaan net doen wat ek wil. Dit het niks te doen met waar jy gisteraand was en waar jy dalk gekies het om hom nie te volg nie. Dit het niks te doen in die verlede waar jy dalk gekies het om hom nie te volg nie. Miskien sit jy hier vanaand. As jy dood eerlik moet wees, is jy eintlik kwaad vir God. Jy's kwaad vir hom oor die situasie waarin jy is. Jy's kwaad vir hom oor dit wat gebeur het. Jy's kwaad vir hom oor die doktersverslag wat jy gekry het. Jy's kwaad vir hom oor die besigheid wat gevou het. Jy's kwaad vir hom oor die finansies, die situasie van jou finansies. Jy's kwaad vir hom oor jou huwelik wat nie meer is soos wat was nie. Jy's kwaad vir hom dat jy nog iemand ontmoet het sodat jy kan trou. Jy's kwaad vir hom want mense in die kerk het jou seer gemaak. Sy liefde vir jou is nie eers gebaseer op dit. Nadat Jesus geleef het, kom Paulus op die toneel. En Paulus is een van die, hy het die rabbies gevolg en hy het aan die beste rabbies geleer. Hy was die beste van die beste, as dit kom by dit. En hy ontmoet vir Jesus op pad Damaskus toe. En op 'n stadium dan skryf hy en dan sê, al hierdie goeders, al my opleiding, ek was die beste, as daar iemand was wat voorgeloop het, as daar iemand is wat regtig die beste rabbi kon wees, dan was dit ek, maar al hierdie goeders sien ek as gemors om hom te volg. Niks vergelyk om hom te volg. Niks kom naby om hom te volg. En dan aan die einde van 'n amazing brief in Romeine, veral hoofstuk 8, dan skryf hy hierdie. Dan skryf hy, hiervan is ek oortuig. Geen dood, of lewe, of engele, of magte, of teenswoordige, of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte, of diepte, of enige iets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. En die kans is goed dat jy hierdie versie al baie gelees het, die kans is goed dat jy al vir ander mense hierdie versie gestuur het en vir hulle bemoedig het, die kans is goed dat jy al hierdie versie gekry het, wat mense jou bemoedig, en jy lees dit en soos, yes, awesome, great, ja, geen dood of engele, en jy haal so halfpad aan. Maar jy mis die woordjies wat daar staan, of enigiets anders. Die vraag is, wat is enigiets anders in jou lewe? Jou kwade gevoelens vir die Here kan jou nie skei van sy liefde nie. Jou fout van gisteraand kan jou nie skei van die Here Jesus nie. Sy liefde nie. Die fout wat jy 10 jaar terug gemaak het, kan jou nie skei van sy liefde nie. Kan nie. Want sy liefde gaan nie oor jou nie.
Party van julle sit en jy bly kies om sê, ek wil niks met God doen en jy weet eintlik hoekom is jy hier nie. Jy bly kom. Of iemand nooi jou saam. Selfs vir jou, daar's niks wat jou kan skei van die liefde vir God nie. Hy is lief vir jou. Peter, ja, maar jy weet nie wat ek doen nie. Hy is lief vir jou. Daar's niks in hierdie skepping wat jou kan skei van sy liefde. Dit sluit in jou oorweldigende omstandighede. Dit sluit in jou finansiële krisis. Dit sluit in jou ouers wat besig is om oud te raak. Dit sluit jou besige program in. Dit sluit in daai persoon wat jou in die rug gesteek het en gesê het, ek wil niks met jou doen nie. Dit sluit in jou huwelik wat verkrummel. Dit sluit in jy wat gekies het om weg te hardloop van God, alhoewel jy weet wat die waarheid is, en jy gekies het om teen hom te gaan, teen sy wil te gaan, te doen wat jy wil, daar is niks wat jou van sy liefde kan skei nie. En luister baie mooi. Sy liefde is nie om vir jou te sê, go ahead, doen wat jy wil nie. Sy liefde is om jou terug te bring. Sy liefde is om jou te sê, ek is vir jou. Ek het gekom te soek en te red. My liefde gaan oor dat ek soek jou. En ek het alles opgeoffer om dit vir jou te wys. 1 Johannes sê, dat hy sy liefde vir ons bewys, deurdat hy aan die kruis gesterf het. Die kruis staan oor geskiedenis as die grootste teken van liefde vir mensdom. En dis vir jou ook, vanaand, hier, nou. Sy liefde vir jou, vir jou, vir jou. Hy het jou lief. En sy hart is dat jy sal kom en na hom toe sal kom. Letterlik, ander deel van Romeine sê, dat sy liefde lei ons by 'n plek te kom sê, Here, ek is jammer. Sy liefde lei jou om weg te draai en sê, Here, ek wil nie meer hierdie leef nie, ek wil kom. En sy liefde is nie van, okay, dis great. Ons net gou hierdie 10 goed uitsorteer en dan kan jy kom. Sy liefde is soos great, kom. Ek het alles gedoen wat nodig is vir jou om te kom. Ek het alles gedoen wat nodig is om te betaal vir jou sondes. Ek het alles gedoen om versoening tussen God en mens te bewerkstellig. Ek het alles gedoen sodat jy 'n verhouding met die Vader kan hê. Ek het alles gedoen sodat jy in vryheid kan leef. Ek het alles gedoen sodat jy binne in jou oorweldigende omstandighede kan bly vorentoe gaan. Kan aanhou. Want ek is liefde. Ek dink is van julle wat hier sit en jy hoor alles wat ek sê. En jy sê soos, ja, right, okay, cool. Dis vir jou ook. En weet jy wat? Jy kan vanaand sê, wel, ek wil niks daarmee te doen hê nie. En ek sal bly hardloop en ek sal bly staan. Weet jy wat? Selfs dit sal nie 'n keer dat hy jou liefhet. En hy gaan aanhou soek. En hy gaan aanhou jou pursue en hy gaan aanhou kom, soos kom. Here, U alleen verstaan die omvang van waardeur ons gaan en verstaan die omvang van dit wat ons ervaar. En U weet van elke persoon wat hier sit en miskien heel moontlik 'n smile opsit, maar eintlik in die diepste gat is. Wat eintlik in oorweldigende omstandighede is en oorweldig voel deur die lewe en deur omstandighede. En ek bid Vader vir daai persone dat hulle iets van U liefde sal ken en iets van U liefde sal besef. Bid in hierdie oomblik dat U Gees sal kom. Mense bewus sal maak van dat U is hier. En dat hulle bewus sal maak van hoe U oor hulle voel ten spyte van. Miskien sit jy en jy moet sê, Here, hier is ek. Hier is ek. Hier is ek.
Jy moet sê, Here, hier is ek. Ek het nodig vir 'n oortuiging van u liefde. Wil jy net jou hand opsteek? Ek wil net vir jou bid. Ek wil net vir jou bid. Great. Here, u sien elke hand. Wat net 'n aanduiding is van, Here, ek het dit nodig. En u sien elke persoon wat eintlik net sit en soos, ek moet maar kan nie. Ek kom bid, Here. Ek kom bid vir 'n diep ervaar van u liefde. Ek kom bid vir 'n diep ervaring van u teenwoordigheid. 'n Tasbare ervaring. En ek bid, Vader, dat u liefde hulle sal dring om te kom na u toe. Dat sal kom terug na die kruis toe en sê, Here, hier is ek. Ons gaan afsluit met 'n lied. En ek wil jou regtig uitnooi, nadat ons gesing het. Miskien is dit nodig dat jy saam met iemand bid. Miskien, hoor mooi, sit gou, luister gou. Miskien het jy nodig dat iemand vir jou bid en sê, hier's wat God dink. Vir jou bid in jou omstandighede. Moenie uithardloop en dink ek sal fyn wees. Miskien het jy nodig dat iemand vir jou hande oplê en sê, God is goed, God het jou lief, God dink aan jou, God wil is vir jou. En ek wil jou uitnooi, as jy saam met iemand wil bid, daar's gebedskamers, gaan uit en gaan bid saam met iemand. Kom ons staan, dan sluit ons af met hierdie lied oor die liefde van God.